Geliefdes, kom ons lees volgens saam met 1 Korintiërs 15. Ons lees vanaf vers 1 en dan ook enkele verse uit Johannes. Broers, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daarom vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Maar net tussen sê dat, is wel een van die kosbare gedeeltes in die woord vir die mense wat allerlei vrae het oor die opstanding van Jesus Christus, een van die kosbaarste gedeelte wat juist getuig dat Christus opgestaan het en aan verskeie mense verskyn het. Hier sê in vers 6, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels. En laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of het nou ek of hulle is, so spreek ons en so het julle geglo. En dan net enkele verse uit Johannes 6 vanaf vers 47. Daar praat Jesus self en hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. 'n Wonderlike versekering, broer en suster, as ons wil praat oor geloofsekerheid, uit die woord van ons verlosser Jesus Christus self, uit sy mond. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manne aan die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het onder mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Jy weet ook dat die geskiedenis het juist die antagoniste van die Christendom hierdie gedeeltes gegryp om te sê, ek kan sien, die klomp Christene is kannibale. Hulle eet mense se vleis en bloed, omdat hulle nie verstaan het waaroor dit gaan hier nie. Simbolies word hier gepraat van sy liggaam en sy bloed. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manne geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Tot sover ons skriflesing, geliefdes, mag die Here gee, dat elkeen van ons vanmôre ook geestelik gevoed sal word, deur die ware brood, die liggaam en die bloed van Jesus Christus. O heilige en almagtige God,
Dankie dat ons so kan weet, dis waar wat ons pas gesing het. U hou die kerk in stand. Want u het op vaste fondamente hierdie kerk gevestig, u kerk. Jesus Christus, ons ewige redder en verlosser, wat aan ons elkeen wat glo die ewige lewe gee. Dankie dat ons ook op Goeie Vrydag weer nagmaal kon geniet, 'n gedenkmaaltyd waar ons kon terugdink dat hy sy liggaam laat breek het, sy bloed laat vloei het, vir elkeen van ons wat nietige sondaars is. Here, wil U opnuut vanmôre hierdie ou boodskap, hierdie evangelie van Jesus Christus, die verlosser en saligmaker, in ons harte laat indring, sodat dit nooit vir ons ou nie sal wees nie, maar altyd wonderlik, aangrypend, vars, lewegewend, want net hierdie boodskap bring aan ons die wonderlike nuus, dat ons die ewige lewe sal hê, dat ons nou reeds daarvan verseker kan wees, in Jesus Christus, leef ons tot in ewigheid, want in hom ontvang ons die ewige brood, die lewensbrood. So bid ons Here vir die wêreld waarin ons leef, waar dit so korrup en deurmekaar is, dat U sal ingryp deur die Heilige Gees, dat elkeen wat hierdie woord hoor, die knie voor U sal buig, sal bely en erken, daar is maar net een God, een verlosser, Jesus Christus ons Here. U wat self sê, U is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur U nie. Dankie vir daardie wete en sekerheid, wat U aan elkeen van ons gee, deur U woord wat self gespreek is hier op aarde, sodat ons kan hoor, kan glo en kan lewe. Daarom vra ons vanmôre ook weer, Here, praat met elkeen van ons. Praat met ons, dat ons hierdie woord ter harte sal neem, en sal ervaar, hoe dat U ons innerlik brandend, lewend hou. Ons luister graag. Amen. Lieve broers en susters, ons wat bietjie ouer is sal weet, hoe lekker was dit om by ouma te kom as hy brood gebak, en die hele huis ruik na hierdie heerlike vars brood. En dan het ons gewoonlik as kindertjies bietjie geveg, wie gaan die korsies kry? Ek het oustes gehad, ons bietjie geboelie het, sy het eers die korsies afgesny. Maar dan was ek nou nikkerig genoeg, dan sny ek die ander korsie af, dat ek ook 'n korsie kan proe. Maar jy geniet daai heerlike vars geur, want net ouma kan sulke brood bak. Die tragedie is, maak nie saak hoe goed die brood gebak is nie, dit kan baie maklik ook gou beginne mif. Al as 'n mens so na by die see bly, dan kom jy agter hoe vinnig kan brood mif, of dit in dorre wêreld, in droë wêreld, soos die Karoo wêreld, droog dit weer te gou uit, word dit amper weer beskuit toe jy dit nog wou eet. Maar vanoggend lees ons van brood, ware brood, wat nooit mif nie en nooit uitdroog nie. En ek hoop regtig dat elkeen van u en ek weer opnuut vanmôre sal aangegryp word hierdeur, sodat ons in ons gees geloofsvermifting, as ek dit so mag noem, of geloofsuitdroging sal beleef nie. Is dit moontlik vermifting van die evangelie of uitdroging? Ek dink so. 'n Mens kan so maklik in bepaalde roetines verval. Of jy kan so maklik dit op die rak sit en vergeet en aangaan met hierdie gejaagde lewe, dat dit soos goeie brood op die rak mif. Sy smaak verloor, sy krag verloor. 'n Roetine kan nogal een van die goed wees. Onlangs ook 'n lidmaat wat vir my gesê het, bietjie met jou praat oor jou liturgie. Want jy lees nie gereeld die wet en die belydenis nie, en dan sing jy ook nie gereeld daai gesang ewig onbegryplik wese nie. Jy sal onthou, die wat ouer is soos ek, dit was mos die enige salige gesang wat ons gesing het,
na die wet, in die geloofsbelijdenis, so 'n paar vaste gesange, wat ons gesing het, en as dit dan nie gebeur nie, dan het ons nou nie kerk gehad nie. Eintlik tragies, broers, is dat 'n mens so kan verdroog in jou aanbidding. Mag nou baie vroom en gaaf klink, maar dit word 'n leerritueel. Predikant het ek regtig met tye die gevoel gehad, as 'n mens nou so, want jy verval baie maklik in 'n bepaalde patroon. Al as jy bietjie lui is, dan gee jy dieselfde gesang en psalms oor en oor op. En ons ken dit almal uit ons kop en hand. En eers as die dominee sê, nou begin hy preek, dan skakel ek in. Die res het soos ratteruil geloop. Jy weet mos, as jy met jou motor hier vanaf huis toe ry, dink jy nie vir een oomblik daaraan, trap die koppelaar in, ruil die rat en los die koppelaar en gee bietjie vet nie. Gebeur so van self. Dit registreer nie eens meer nie. Dit gebeur in ons geloofslewe ook, as ons die evangelie so hanteer, dat ons geestelik uitgedroog raak. Dat dit wat aanvanklik, en dis eintlik wat Paulus vir die gemeente in Korinthe wil sê, jy weet, dis 'n gemeente wat maar baie erg snaakse dinge gedoen het, ons sal kan sê, 'n baie apostolierige gemeente, as ek dit nou so kan uitdruk. Maar het al snaakse goed gedoen. Die evangelie boodskap, die verlossingsboodskap waaroor dit eintlik gaan oor Christus, was nie meer genoeg nie, hulle was 'n bietjie woema gee daaraan. Dit wat oorspronklik vars was, wat hulle opgewonde gemaak het, spontaan laat juig en jubel het, oor hierdie boodskap het uitgedroog geraak en sonder smaak. Tragedie is dat selfs die opstandingsverhaal vir baie mense uitgedroog en vermif geraak het, sy krag verloor het. Besef jy hoe gevaarlik is dit as dit gebeur? As die opstandingsgebeure ons nie meer aangryp nie, kruisingsgebeure en opstandingsgebeure nie, dan het Jesus se koms geen waarde gehad nie. Dis wat hom juis anders maak as enige ander mens. Hy alleen kon opstaan uit die dood, die bose oorwin en toon dat hy koning is van alle konings. Jy sien, die groot waarskuwing hier is dat ons nooit hierdie kosbare avontuur verloor van wat die Christelike geloof eintlik in 'n mens se lewe bring nie. Want dan raak jou toekomsvisie en jou geloofslewe eintlik sonder visie. Maar net 'n vaal ritueel. Die gemeente in Korinthe probeer, kan ek dit waag om te sê, die vervelige van die geloof te werk op allerlei maniere. Jy weet hoe dat Paulus hulle later aanspreek mos, hier van in Korintiërs 11 of verder tot daar by 13. En hulle sê, maar al die goed wat julle oor praat, het eintlik geen waarde nie, want julle het nie die liefde nie, waaroor 1 Korinte 13 praat. Laat sê jy in ons terme, as sou jy elke Sondag die kerkbank vol sit, en elke keer al die mooi dingetjies doen wat jy moet doen, 3 keer op 'n dag dalk bid op sekere tye, of wat jy ook al wil, noem maar jou eie rituele op. Maar die liefde van Christus het jou nie nuut gemaak, 'n weergebore kind gemaak, diep gegryp in jou hart, dat dit jou vurig en brandend maak in jou geloof nie. Dan mors jy jou tyd. Hulle probeer dit. Mense in Korinthe keer selfs terug na ou heidense gebruike toe en hulle feeste. Hulle vorm groepe wat oorloop met 'n absolute geestelike hoogmoed. Jy ken daai gedeelte. Die ouens wat sê, jy moet nog so 'n bietjie in tale spreek, jy is nou nog nie by nie, jy het nog 'n bietjie agtergebly. So probeer hulle self ophef, in plaas daarvan dat hulle in dankbaarheid neerval vir die verlossing van Jesus Christus. Hulle eie swakheid besef, en nie roem in hulle eie grootheid nie. Hulle begin ook daar in Korinthe met allerhande intellektuele speletjies. Dis maar reste van wat ons noem die gnostiek. Die ouens wat so met die kennis gewerk het en gesê het, ek het 'n baie spesiale kennis. Weet, ek is nou die predikant van die gemeente, ek het 'n spesiale kennis van hoe om in die hemel te kom. Jy is nog nie daar nie. Siek verby, geestelik siek verby.
En dan gryp hulle ook na die heersende filosofieë van hulle tyd en kulturele strominge en hulle pas dit in hulle godsdiens in. En God en Jesus Christus en hulle godsdiens word eintlik maar net instrumente van hulle eie begeertes, hulle eie selfverheffing, eintlik maar hulle afgodery. Hulle mis die hele doel waaroor dit gaan. Paulus wil eintlik vir hulle kom sê, ek het eintlik die gemeente daar kom stig by julle deur die evangelie te kom verkondig. Kyk wat maak julle. Kyk hoe bemors julle die evangelie. Hoe raak het ons vandag hier in Oudtshoorn in die AP Kerk? Ons moet maar vir mekaar sê, dit gebeur so maklik, dat jy in 'n leerroetine verval. Ons vergeet so gou die verskriklikheid en die kruiheid van die dood wat Christus moes sterf. Wat het van hom gevra het. 'n hele lewe van lyding onder hierdie sondaars, wat sy hoogtepunt aan die kruis vind. Nee, die varsheid van die evangelie moet ons hele lewe kenmerk. Gevaarlik as dit nie meer sigbaar en beleefbaar is by mekaar. Die tragedie is dat dikwels dra ons hierdie vermuftingsproses oor aan ons kinders en die volgende geslagte. In die proses misgun ons hulle eintlik om hierdie onbeskryflike geur en smaak van die evangelie, die ware lewensbrood, soos varsgebakte brood te ontdek. Jy sien die wonderkrag van die woord en die lewe gaan dan verlore. Omdat ons nie meer met mekaar saam met ons kinders en ons kleinkinders opgewonde raak oor die rol wat Jesus Christus, wat God in ons lewe speel. Moet mooi gaan luister, week ook weer daarna geluister, klink na pragtige ou mooi liedjies wat mense sing, met hulle voete stamp en boude swaai, maar het gaan eintlik oor myself, oor wat ek alles kan kry uit die evangelie. Wat eintlik glad nie te sake is nie. Het gaan oor God, het gaan oor Jesus Christus. As ons net daarin kan slaag, om die fokus van onsself en ons eie ou dingetjies al weg te vat en op God te fokus, sal dit met ons in alle opsigte beter gaan. Hoe kan ons hierdie uitdrogingsproses, hierdie vermufting teewerk? Nou het ek gesê, Korinthe het op verskillende maniere probeer. Een van die baie moontlikhede wat ook gebruik word, is nou 'n uiterste een, wat in ons dag ook gebruik word. Ons mense raak vreeslik wetties. Al ons Afrikaners deesdae, weet jy, mens kry die indruk, en dis nou maar my teorie, mag verkeerd bewys word, dat hoe moeiliker ons lewe raak hier in ons eie omstandighede in die wêreld, harder soek ons na dingetjies wat ons kan doen, om tog net te ontsnap uit die ellende. En word die wette vir ons so belangrik, want as jy nie hierdie wette hou nie, is jy verlore, maar jy wat die wette hou, jy kan saam gaan hemel toe. Anders is dit verby met jou. En daarmee is Christus uiteindelik totaal en al vergete. Ja, ons maak soms sulke selfgekose wette, veral daardie wetjies wat ons aan Deuteronomium en Levitikus van die rabbies ook vind, wat God nie self ingestel het nie, maar wat hulle ingestel het as mense, word eintlik die dinge wat jou in die ewigheid bring. As ek dit prakties kan stel, en dan mag ek dalk op 'n paar ouderlinge se tone trap, maar dan is dit ook nou maar so. Daar is dikwels in ons kerke, in ons gemeentes, 'n oomie of 2, 3 of 'n tannie selfs, wat die kerkorde so 'n bietjie hoër stel as die woord. Jy weet, ons moet daarmee wette hou. Dit moet ons daarmee hou. As jy jou mond oopmaak, dan word jy getoets aan die kerkorde. Maak nie saak of die Bybel anders sê nie, maar die kerkorde. Ek wil nie daarmee sê dis onbelangrik nie. Natuurlik, God is 'n God van orde. Hy wil orde hê. Maar die woord is altyd die norm, die vaste norm. Die kanonieke geskrifte noem ons dit, wat beteken dis ons riglyn, ons maatstaf, waarmee ons alles meet, ons lewe ook. Ook die kerkorde daar meet. Die besluite van die kerk moet ons daaraan meet. Op persoonlik baie slegte ervarings gehad met synodale besluite wat 30 jaar terug geneem is binne bepaalde omstandighede,
wat rigied hier toegepas moet word, en wat glad nie eintlik relevant is om 'n bepaalde persoon nie, rondom egskeiding en sovoorts. Jy sien, dis net 'n voorbeeld om vir u te sê, 'n mens moet baie mooi dink, waarmee is jy besig, as jy met jou kerkwees besig is? Doen jy maar eintlik dieselfde goed as die mense in Korinthe, of gaan dit regtig nog steeds vir jou oor Jesus Christus? Sy verlossing, wat vir die wêreld gekom het, wat jy moet gaan verkondig, wat ons met mekaar moet deel, wat ons moet opgewonde maak om hier te kan wees vanmôre en saam te kan dien. Kontrole en orde is dan dikwels by sulke wetisistiese mense die slagspreuk. Die ander uiterste, ander kant van die periferie. Jy begin met 'n allesomvattende vernuwingsproses. Ag, en ons het dit baie beleef. Ek dink veral vir ons mense nogal baie keer 'n bietjie skokkend as jy die ding beleef. Jy verander willekeurig die liturgie. Jy gooi natuurlik dadelik goed soos die wet en sulke skuldbelydenisse weg, want hoe sê Joe Osteen ook nou die dag, alle mense weet hulle Sondag, jy hoef nie vir dit te bly sê nie. Wat natuurlik snert is. Baie mense dink ek is sonder sonde, ek's te oulik vir woorde. Daar's nie 'n manier jy vir my gaan sê hoe sleg is ek. Ek moet nie te sê nie, die woord sê, daar's nie een regverdige nie, almal is sondaars, gaan lees Romeine weer. Pertinent sê hy dit. Maar jy kom en dit vind ons baie vandag, verander alles, die liturgie, jy breek die kansels af, jy bring jou gitare en jou hele orkes, en jy maak alles net lekker mensvriendelik. Jy vra, wat wil die mens hê? En let op Paulus waarsku in sy tyd ook in Korinthe daarteen. Justin Peters, ek het dit al genoem, hy noem dit tickling of the ears. Die predikante moet tog net preek wat die mense se ore kielie, wat vir hulle lekker is om te hoor. Dan groei jy, dat jy 46.000 mense op 'n stadion bymekaar kry. Nou suster, dis nie die evangelie nie. Dis nie die woord van God nie. Wat mense soek word sulke ouens se slagspreuk. Wat is die regte ding? Dink Paulus kom met die regte voorstel. Daarom keer ons terug na die woord van God toe, ons norm. Hy vat ons terug eintlik, kan ons sê, figuurlik gesproke, na die eerste Paasfees. Hy sê onder andere in Korintiërs, ek herinner julle broers aan die evangelie. Die evangelie wat ek aan julle verkondig het. Dis nie verniet dat hy het sê nie, daar was ook ander wat gesê het, ek het ook die evangelie. Evangelie beteken mos blye boodskap. Ek het ook vir jou 'n blye boodskap, dat is heeltemal iets anders as die evangelie van Jesus Christus. Jy moet maar waaksaam wees daarom. Geen ander evangelie as die verlossing van Jesus Christus is ons uitkoms en ons redding. Die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. En vra, wil julle dit sommer nou net laat vaar? Broers en susters, dis eintlik tragies. Ons leef in so 'n tyd waar baie van ons jong mense, selfs van my eie kinders, soos Timoteus sê, plaas dat hulle vashou aan dit wat julle geleer het en waarin julle vasglo, julle ken mos julle leermeesters. Bedoelende, julle weet mos, dis mense wat op die woord van God bou, om dit prys te gee, en maar ergens 'n ander uitweg te gaan soek om dit lekkerder te maak. Paulus sê, nee, dink, Korintiërs, dink aan die eerste keer wat ek daar by julle was. Onthou wat die evangelie woord toe aan julle gedoen het. Onthou julle nog, hoe opgewonde was julle om hierdie blye boodskap te kon hoor. Onthou julle, hoe dankbaar julle was vir die oorwinning wat God gegee het. Want julle voor die aangesig van die Here God staan en hy het oorwinning oor die dood, die ewige dood beloof in Christus. Onthou julle die heerlikheid en die koningskap wat hy gee, wat nooit weer van julle weggeneem kan word, as julle daarin glo en daarin vashou. Onthou julle Korintiërs, hoe God julle harte gevul het met dankbaarheid oor hierdie wonderlike gawes van liefde, gehoorsaamheid, diensbaarheid.
Nie om gedien te word en gehoorsaam te word nie, maar om dit self te wees. Wat het die woord en gees net nie aan julle gedoen nie, vra hy vir hulle. Julle is opgelig, julle is bevry, het julle verander, het julle innerlik nuut gemaak. Wil julle dit nou regtig alles vergeet? Het julle dit dalk al vergeet? Lê dit 'n verdroog op die rak? Lê dit vol mif op die ander rak? Hy sê nee, onthou hierdie. Oordink dit, en dis waarom ons nagmaal hou soos met Goeie Vrydag. Nie sommer net as 'n mooi ritueel nie, maar om ons voortdurend weer opnuut te herinner aan hierdie wondergebeurtenis. Die ware evangelie, blye boodskap van Jesus Christus ons Here. Ja, hierdie man met die naam Jesus, onthou daar was baie Jesusse gewees in sy tyd. Joshua, soos wat hulle nou in Hebreëus sal sê, en ja, is baie lief vandag om dit te sê, dit klink al baie slim. Jy weet nie as dit wat Yeshua of Joshua of Joshua moet wees nie, maar maak nie saak nie. Hulle maak hulle eie naam, en dan is dit nou baie slimmer as ons wat sê Jesus. Maak nie saak. Ons weet van wie ons praat. Jesus is die een van Nasaret wat uiteindelik aan die kruis gesterf het, wat die Christus is. Dit onderskei van al die ander Jesusse. Hy is die verlosser, die opgestane Here. Hy maak die verskil in Paulus se lewe, in die Korintiërs se lewens, ook in my en in jou lewe. Dis Jesus Christus wat Paulus bely. Dit maak steeds die hart uit van ons eie belydenis, soos vanmôre ook, wat ons hierna geluister en saam gedoen het. Hierdie Jesus wat dan sê Johannes, wat beskryf kan word as die brood van die ware lewe. Ek gryp eintlik so 'n bietjie terug na die woestyn tog met die manna, jy onthou dit nie? Die manna moes hulle elke dag optel, hulle kon nie bære nie, dan word dit sleg. Maar hulle moes elke dag gaan optel, daardie vars, heerlike manna. So bly die lewensbrood van Christus altyd vars en nuut. Daarom roep hy ons vanmôre op, kom ons kyk weer daarna, en ons ruik weer die heerlike geur van die lewensbrood. Dis die droë woorde wat hulle lewe verloor of vermif of verdroog nie. Dis die ewige vars verhaal wat vertel van lewe en vryheid en verlossing en liefde en omgee en dra van mekaar. Die Christus wat vir ons sondes gesterf het. Hy alleen is die brood wat gebreek is. Hy lewe. En hy sê ook ons lewe met hom. Hy is opgewek op die 3de dag, word daar gesê volgens die skrifte. En dit het alles verander, soos ek gesê het in die begin. Hy lewe en daarom lewe ek en jy ook. Nie net nou nie, die ewige lewe. Hoe kan jy nie daar opgewonde raak nie? Dis groter as die grootste persent wat jy ooit kan kry. Al die miljoene van hierdie wêreld kan nie opmaak vir daardie geskenk om die ewige lewe uit sy hand te ontvang nie. Daarom sê hy, en ek haal weer aan, luister julle Korintiërs, as dit nie vir julle genoeg is nie, luister dan na hulle wat hom lewend gesien het na die dood. Nou, daar was 'n klomp wat, nie net daardie vrouens wat by die graf gekom het nie, maar baie wat na die tyd hom gesien het en daar opgewonde was. Hy het toe opgestaan, dis nie 'n storieetjie nie. Dis waar. Verwys na Sefas. Dit was vir hulle nogal belangrik, want op 'n stadium wou hulle as 'n groep daar in Korintiërs agter Sefas aangaan, amper asof hy die Christus is. As Sefas het ook Christus verkondig, hulle het nie mooi geluister nie. Anders moet hulle vir Jakobus vra, as nie vir Sefas kry nie, vra vir Jakobus. Hy het die gebeure ook eerstehands ervaar, sê hy. Of vra enige van die ander meer as 500 broers tegelyk wat hom gesien het, na hy opgestaan het. En dan verwys ook na die disippels, die 11 op daardie stadium. Hier word gepraat van die 12, is toe is al die 12de disipel weer bygekies. Gaan vra hulle, party van hulle leef nog, sê Paulus, hulle sal vir jou vertel. Dan sy heel laaste, het hy ook aan my verskyn. Dit is baie beskeie. Hy sê, want hy ken homself, hy is eintlik die buitestander, hy kry skaam daaroor. Hy, Paulus, het ook hierdie Jesus ontmoet, het aan hom verskyn, pad daar na Damaskus.
terwyl hy vyand was, 'n vervolger van die kerk van Jesus Christus. Hy sê uiteindelik opgestaan om Jesus te wou terugdruk in die graf en sê, ag, dis nonsies. En wat gebeur toe hy aan my verskyn, sê Paulus? Hy haat my nie, hy het my lief, en hy wil my nie laat gaan nie. Hy open letterlik eintlik my oë, sê Paulus, dat ek kon besef wie hy werklik is. Vir hom het ek vervolg, te besef my, hier is ek met die Seun van God, met God self besig. Daarom sê hy, in hom leer ek God toe ook werklik ken. Mens beleef eintlik as jy die gedeelte so lees, 'n opgewondenheid by Paulus, dat hy wil skree en sê, word wakker en hoor dit. Dis die ewige God wat met ons praat, oor die ware vryheid, wat ons ganse lewe verander het. Soveel so dat hy sy lewe in die verlede as drek beskou. Lelike woordjie daai drek eintlik. Ons gebruik dit nie in 'n goeie geselskap nie. Maar hy het hom heeltemal laat verander. Daarom roep die Gees elkeen van ons op, ook vanmôre hier, elkeen wat hierdie woord hoor, om saam te leef, mekaar lief te hê, mekaar te dien, in dankbaarheid, omdat ons die Here God ken, wat ons lief het. Eintlik kan ons die grootste diens ooit bewys het aan die kruis van Golgotha. So moet ons by mekaar staan, mekaar eintlik vashou. Hy vra vir die Korintiërs, hoor julle hierdie evangelie weer? Is julle harte daarom nog oop, sodat julle ook verheug raak oor hierdie wonderlike genade? Is julle oë oop, sodat julle ook die opgestane Here figuurlik gesproke kan sien? Of ruik julle die heerlike vars geur van die ware lewensbrood? Ervaar julle hoe dit die Gees van God in jou binneste werksaam is en die vreugde van die ewige lewe in jou inblaas? As jy so in hierdie lewe met God die pad stap, so intens met hom leef, nie as 'n formaliteit of 'n ritueel of 'n wettiese ene nie, maar in opregtheid, dan sê jy opnuut weer moed kry, hoop kry vir 'n donker toekoms wat voor lê, maar in Christus die ware lig, krag hê om voort te gaan. Of jy weer vra vandag, verstaan jy dit ook nog? Hoor jy dit nog regtig? Ervaar jy dit ook soos wat hy het vir hulle hier skets? Kom ons gaan lewe dit dan, teenoor mekaar, in ons huwelike, in ons huise, ons gesinne, in die wêreld, in die gemeenskap waar ons is. Dan mag in ons geloofslewe geen skyn van vermifting wees by ons lewensbrood nie. Nie sprake van 'n uitdroogheid, 'n droogheid nie, maar moet elke dag nuut en vars wees, soos hy hier sê, so vars soos elke dag se manna in die woestyn. Ons wil vra, onthou dit en hou vas aan hierdie ware lewensbrood, Jesus Christus. Amen.